Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag donderdag, die 2 April 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, Weermag se brandstoftanks is leeg. Nuus hooftrekke vir vandag, geen onreëlmatigheid met Collier George se salaris nie. Weermag se brandstoftanks is leeg. Huishoudings betaal tot R360 per maand meer vir parafien gebruik. Polisiebeamptes het meer as 15.000 strafsake teen hulle. Protea Dames verloor, Audi AI teen Kiwi Dames. Andrew Liebenberg keer terug na Bulle Rugby. Daar was Dinsdag kommer gewees onder weermaglede oor 'n nypende tekort aan diesel en petrol by Fort Ikapa, Negesaai en die Youngsfield militêre basis. Volgens bronne het hulle verlede week 'n boodskap gekry dat geen brandstof by enige van die basisse beskikbaar was nie. Die tanke is glo dolleeg. Brigadier-generaal Martin Gopane, operasionele bevelvoerder van die operasie Floreerlede, het egter Dinsdag ontken dat hulle nie brandstof of diesel het nie. Hy het gesê, daar is ondergrondse bankers waar brandstof en diesel geberg word. Hulle het ook gesê, die lede wat ontplooi is by die Fort Ikapa gehuisves word, het gister geen ammunisie vir hulle R4 gewere gehad nie en moes dan Negesaai gegaan het om daar ammunisie te gaan haal. Dit is een groot deurmekaarspel, het een lid van die weermag gesê. Navraag hieroor is aan Sipiwe Dlamini, woordvoerder van die weermag gestuur, maar geen antwoord ons tot nou toe nog ontvang nie. Tsakani Maluleke, ouditeur-generaal, staan by haar bevindings dat daar geen onreëlmatighede in die aanstelling en vergoeding van Collier George, sekretaris van die parlement was nie. DA het vroeër alarm gemaak oor George se aanstelling en sy salaris. Die party het ook die OG, die spesiale ondersoekeenheid, die SOE en die gesamentlike staande komitee oor die finansiële bestuur van die parlement versoek om die omstandighede van sy aanstelling te ondersoek. George is volgens die DA in 2022 aangestel, waarskynlik op 'n prestasiegegronde 5-jaar kontrak met 'n jaarlikse salaris van R2,4 miljoen. Sy salarispakket het egter binne 6 maande tot R4,4 miljoen opgeskiet. Sy basiese salaris staan tans op sowat R4,9 miljoen. Volgens Maluleke het haar kantoor staat gemaak op die 2023 sy routine audit van die parlement om tot hierdie slotsom te kom. Van die armste huishoudings in Suid-Afrika kan haar raming R150 tot R360 per maand meer betaal teen groot stygings in die prys van parafien. Dit sal hoofsaaklik mense raak wat in informele nedersettings in die stedelike gebiede woon en ook mense in die landelike gebiede. Sowat 2,2% van huishoudings in Suid-Afrika het in 2024 parafien as hoofelnergiebron gebruik om kosgaar te maak. Parafien word ook gebruik vir beligting en om water te verhit. 1 liter daarvan jaag verbruikers nou R31,47 uit die sak, vergelyke met R15,87 per liter op 4 Maart. Dit kom neer op 'n styging van R15,60 per liter. Parafien kan by supermarkte, spaza-winkels en vulstasies aangekoop word en die pryse wissel afhangend van die spesifieke winkel in die gebied waar dit geleë is. In die afgelope 2 jaar is 120 polisiebeamptes afgedank nadat hulle skuldig bevind is aan misdade wat wissel van aanranding en verkrachting tot die dood van burgerlikes weens polisieoptrede. Sedert 28 Februarie is 14.565 sake teen polisie en metropolisielede aangeteken. Aanranding maak die grootste deel daarvan uit met 8.800 sake wat ongeveer 60% van hierdie sake verteenwoordig. Daarna is die afvuur van 'n diensvuurwapen met 2.200 sake en sterftes weens polisieoptredes wat 1.600 sake daarvan uitmaak. Volgens Chakalia is tans 209 aktiewe ondersoeke teen metropolisielede. Verder is 14 polisielede afgedank weens die afvuur van 'n diensvuurwapen, 56 weens die aanrandings, 10 weens marteling en 4 weens korrupsie. Die meeste polisiebeamptes, naamlik 52, is in Gauteng afgedank, gevolg deur die Weskaap met 44 beamptes wat ook daar afgedank is. Chakalia het gesê, toegewyde ondersoekspanne is reeds saamgestel om strafregtelike beweringe teen polisie en metrobeamptes te ondersoek wat voor die Madlanga kommissie by misdadigheid betrek word. Willem Olivier, wat 52 jaar oud is, Kelvin Vlok, 24 jaar en hulle 20-jarige medebeskuldigde is verlede week in die streekhof in Woester weens moord op Christine Walters gevonnis. Walters het op die plaas
papegaaikuil gewoon en so wat 60 meter van haar plaashuis af met 'n skietwond in die kop gekry. Haar hande was met staaldraad agter haar rug vasgebind. Daar was 'n beld om haar nek en 'n halgeweer is 'n paar meter van haar lyk afgekry. Beskuldig is van roof met verswaarende omstandighede, moord, die onwettige besit van vuurwapens en die onwettige besit van ammunisie aangekla. Olivier was 'n voormalige werker op hierdie dame se plaas gewees. Die polisie het inligting opgevolg en die mans is daarna in hegtenis geneem. Hulle het met die polisie saamgewerk en die vuurwapens is ook deur hulle uitgewys. Die mans het 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan en is daarvolgens skuldig bevind en ook gevonnis. Hulle het elkeen 30 jaar tronkstraf gekry vir hierdie moord en onwettige besit van wapens. Die daling van 11% in die JSE, se indeks van alle aandele, was waarskynlik een van die ergstes in byna 2 dekades. Die val in die mark in Maart is meegebring deur die aanvalle deur Amerika en Israel op Iran. Dit het veroorsaak dat die olieprys Dinsdag tot $118 per vat gestyg het, 'n styging van 63% vir hierdie maand. Dinsdag het die markte hoër gekruip na berigte dat president Donald Trump bereid is om die konflik met Iran stop te sit. Ander edelmetale het ook skerp gedaal, met silwer wat met 20% en platinum met byna 17% geval het. Teen die Britse pond het die rand met byna 5% en teen die euro met 4% verswak. Sodra die dollar sy verswakking voortsit, wanneer die geopolitiese spanning opgelos is, gaan opkomende marke waarskynlik voordeel hieruit kan trek. Die feit dat die SAID uiteindelik bykans 2000 miljard rand ingevorder het, beteken dat hy die staat se vooruitskatting met so wat 3,5 miljard rand oorskry. Boonop het hy 155 miljard rand meer belasting as in die 2025 boekjaar ingevorder. Dit verteenwoordig 'n groeikoers van 8,4% op 'n jaargrondslag. Die SAID is 'n nasionale bate. Dit moet nooit meer as vanselfsprekend aanvaar word nie. Ons is 'n instelling wat gekoester moet word. Tans toon die syfer hoe afhanklik die tesourie steeds is van belastinginkomstes, veral in ag genome dat Suid-Afrika sy ekonomiese groeisyfer vir 2025 slegs 1,1% beloop het. Persoonlike inkomstebelasting was die vernaamste bydraer tot belastinginkomstes. Die SAID het geleidelike vordering in sy stryd teen nie nakomende partye gemaak. 'n Bedrag van 316 miljard rand is die afgelope boekjaar in hierdie verband deur die SAID ingevorder. Die Bulle se vroue rugbyspan is oorgehaal om Saterdag se eindstryd van die Super 1 Liga reeks vir Lusanda Doemke, hulle ontslape kaptein te wen. Die Bulle mik na 4 agtereenvolgende titel in hierdie kompetisie wat voorheen as die Premier Liga vir vroue bekend gestaan het. Doemke moes haar egter van die Bokke groep onttrek en deelname aan die Bulvroue se 2025 seisoen onttrek het nadat maagkanker by haar gediagnoseer was. Kolle wat op slot vir hierdie duisies gedei en al 11 toetse vir die Bokvroue gespeel het, sê dit gaan nie veel beteken om die eindstryd te haal en kan nie vir die ontslape Doemke hierdie titel verower nie. Die jong aanvalskolwer Sam Constas en die veelsidige veteraan Glenn Maxwell is gister deur die Australiese kriketkeders gepos toe Cricket Australië sy lys van 21 gekontrakteerde spelers vir die 2027 seisoen aangekondig het. Met die Aussies wat so 'n besige tyd gaan beleef, het die keders besluit om die witbalspesialiste Maxwell en Matt Short ook die trekpas te gee. Usman Khawaja het einde verlede jaar uitgetree en die snelbouler Lance Morris se tans beseer. Australië begin sy 2027 seisoen in Augustus met 'n tuisreeks teen Bangladesh waarna hy na Zimbabwe reis vir 3 eendagwedstryde. Daarna volg 3 eendagwedstryde teen Suid-Afrika in September en in Oktober. Die span keer dan terug huis toe om Engeland en Nieu-Seeland aan te durf. Die Witvarings het Suid-Afrika met 2 paadjies in Wellington gewen om die reeks gelyk op 1-1 te maak. Saterdag se derde en laaste kragmeting is ook in Wellington en sal die wenner vir die reeks bepaal. Die Protea vroue het eers gekolf nadat hulle die lood verloor het en 346 vir 7 in hulle 50 bilbeurte aangeteken. Ofskoon Wolfhard die nederlaag as hartverskeurend beskryf het, kon sy darm 'n paar positiewe dinge vir die span uitlig, soos die dat die aanvangskolwer by haar terugkeer weer op pyl is met haar kolf. Anneke Bos het 91 lopies geslaan van 90 balle, was egter Suid-Afrika se groot held gewees met die kolf en saam met Wolfhard in 'n vennootskap van 132 lopies om die tweede paaltjie gedeel. Chloe Tryon het 52 lopies aangeteken van haar 25 balle. Sy was die groot verwoester met 5 grenshoue en 3 sesse, terwyl Sonailus op 40 van 43 balle in haar 150ste eendagwedstryd ook stewig vertoon het. Die Suid-Afrikaanse rugbyspeler Hanro Liebenberg
het aan die koerante gesê, hy is nie seker of hy die regte besluit geneem het om die Leicester Tigers in die Engelse Premier League te verlaat nie. Ek hou steeds van rugby en om vir hierdie klap te speel, maar my familie bring ook net so baie vreugde vir my, het die 30-jarige Liebenberg aan die media gesê. Ek het probeer om elke dag net my beste te gee. Ek probeer elke dag om alles in te sit, het hy ook gesê. Liebenberg kan straks Sondag sy laaste Europese wedstryd vir die Leicester Tigers speel, want die Tigers reis om Bordeaux Begley in die Kampioenebeker aan te durf. Rugby op TV, môre om 2100 uur in die Uitdagbeker speel Connacht teen die Haie. Saterdag om 1600 uur, ook in die Kampioenebeker, speel Toulon teen die Stormers. Om 18:30 speel Glasgow Warriors teen die Bulle. Al die wedstryde word op Supersport 201 en 211 uitgesaai. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1829, Polokwane 1326, Lephalale 1630, Mbombela 1727, Mahikeng 1730, Pretoria 1732, Johannesburg 1827, Ermelo 1125, Galagadi 2333, Gaborone 1930, Richards Bay 1729, Pietermaritzburg 1529, Durban 1828, Port St. John's 1930, Pongola 1928, Maputo 2029, Bethlehem 1326, Bloemfontein 1730, Allewal Noord 1731, Welkom 1931, Vryburg 1732, Kimberley 2132, Appington 2434, Prieska 2434, Springbok 2032, Karasburg 2133, Keetmanshoop 2134, Mariental 2233, Alexanderbaai 1926, Brandvlei 2133, Loudritsbaai 2029, Vredendal 2032, Kaapstad 1930, Sutherland 1726, George 1930, Jeffreys Bay 1830, Cabarra 1835, Grafreinet 1835, Kaapougalas 1829, De Aar 2232, Molteno 1428, Beaufort Wes 2134, Oos-London 1932 en laastens Mabelane 18 grade Celsius in die oggend, 31 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.86 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.67, die euro verhandel teen R19.52, die pond kos R22.41, 'n yen kos 11 sent, platinum per fyn ons is $1,968, palladium per fyn ons is $1,485, silwer per fyn ons is $75.27, goud per fyn ons is $4,764, Brent olie per vat is $103.97. Gedagte vir die dag: wanneer jy moeilike tye deurgaan, sal jy altyd besef wie jou ware vriende is. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag en naweek verder word vir almal toegewens.